Ek groet u in die wonderlike naam weer eens van ons Jahwe Elohim en sy seun ons Yeshua Hamasiach. En deur die werking van die Heilige Gees ons Yaruach. En geliefdes, ja, ek het met 'n onderhoud, onlangse onderhoud 'n paar maande terug met Lindel Smit die voorreg gehad om met haar te praat oor 'n wonderlike getuienis wat sy het. En ek wil amper sê, wow, wat 'n getuienis oor die heilige name. En dit was nie ietsie wat ek pa geleer het of wat so 'n naam nie, alhoewel ek en Siegfried die eerste keer gesien het en sommer net so om 'n koppie koffie gesels het, die heilige name gebruik en net vir haar gesê wat 'n krag is daar in die heilige name. En hoe hy sy dit nou self sal hy hoor in hierdie getuienis wat ons gehad het oor almal se mikrofoon by met 'n radio ding. Het ek dit goed geag, ek en Siegfried, dat ons weer eens so 'n video sal maak met daardie wonderlike getuienis, en is dit nie 'n getuienis nie? En ek wil maar net weer vir u vraag, geliefdes, om hierdie naam absoluut vir u self te vat, want die krag lê in die naam. Jy het nie 'n ander naam nie, of jy nou hou van jou naam of nie, maar jy het die allerhoogste te naam wat hy aan ek en jy bekend gemaak het. En wie is ek en jy nou om hom 'n ander naam te noem? En ek kan dit miskien net noem dat 400 jaar na hierdie woord het hulle eers die Rooms-Katolieke Kerk die naam Jesus ingebring. Nou luister nou baie mooi wat sê hulle, en so het dit ingekom oor die hele wêreld dat hierdie naam agterweë gelaat het. Nee, eintlik vir ek en jy mislei is met hierdie naam. Sodat ek en jy die woord van Jahwe, want daar in Openbaring 19 sê hy, en hy wat Yeshua is, wat gedoop is in bloed, is 'n kleed in bloed gedoop is, wat die woord, en sy naam is die woord van Jahwe Elohim. Nou 400 jaar voor dat die naam Jesus ingekom het, staan daar in Handelinge 4 vers 12, en die saligheid is in niemand anders nie. Luister nou mooi, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is waardeur ons gered moet word nie. En ek kan met die 7000 keer is hierdie naam verander in hierdie woord van Jahwe. En jy moet maar ernstig daarmee maak. Weet jy hoe gelukkig was Lindel dat die Heilige Gees dit self aan haar kom openbaar het? En jy weet, vandat daardie gesprek wat ons daar gehad het sy in die musiekbedryf miljoene luisteraars gekry. Ek dink op 'n stadium was dit 3.4 miljoen, Siegfried, is dit nie waar nie? Ek het nou nie 'n idee nie, maar dit was geweldig baie. En ek het geweet, dit is hoe Jahwe haar toegerus het vir hierdie wonderlike dag. En is dit so noodsaaklik, dat as Jahwe vir jouself daardie naam kom leer, deur sy Gees, dat ek en jy dit moet gebruik. Maar ek wil net vir u ten laaste ietsie lees hier. En dit is 1 Johannes 5 vers 13. En jy moet nou baie mooi gaan luister en gaan kyk bietjie in die verskillende vertalings na hierdie 33-53 vertaling. Hoe is hierdie teks heeltemal amper weggelaat? Maar hier staan, dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van Elohim, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het
en kan glo in die naam van die seun van Elohim. Hy sê nie, dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die seun van Elohim nie. Hy sê wat glo in die naam van die seun van Elohim, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die seun van Elohim nie en kan glo in die naam van die seun van Elohim. En so is daar so baie plekke wat hierdie naam vir ek en jy daarin gestel is, wat jy kan dit nie vervang. Geliefdes, luister nou mooi vir my, jy kan dit nie vervang, sodat jy kan weet dat jy die ewige lewe het. En ek wil vir u vra om hierdie video te gaan geniet, na die woorde wat Lindell self geskryf het, dit ook te gaan geniet, en te kan sien hoe wonderlik die Gees in haar gewerk het om al hierdie dinge te doen. En ek wil hê jy moet agteroor gaan sit en luister lekker na hierdie musiekvideo. En ek wil vir u na u toe kom, geliefdes, en ek wil vir u sê dat die naam van Jahwe, die Allerhoogste, het nog nooit en kan nooit verander nie. So moet jy dit nie ook doen nie. Ek wil 'n beroep op u doen, maar ook 'n groot waarskuwing, dat Jahwe die tyd van onkunde, soos hy daar sê in Handelinge 17, het hy nou oorgesien. So kom ek en jy, luister na al hierdie goed, en ek groet u in die wonderlike naam, en luister nou lekker, Shalom. Of jy nou 'n vrou is wat weer voel soos the Queen of the Rainbow, of 'n man wat dink hy's the King of the Rainbow, kroon effens skeef, maar is fyn. Die punt is, jy's besig om terug te keer, kleur vir kleur, lag vir lag, bietjie chaos, bietjie genade, soos net God dit kan doen. So as iemand vra hoekom jy skielik so vrolik lyk, sê vir hulle, Yeshua is die rede vir my vreugde. En dit bring my terug na iets wat ek nooit werklik ervaar het nie, die krag in sy heilige naam, Yeshua. Iemand het eendag die heilige naam aan my voorgestel en gesê, daar lê krag in die naam Yeshua, maar vir my was dit net 'n vreemde woord. Ek het gedink, die krag lê tog nie in 'n naam nie. Die krag lê mos in geloof en hoop en in die een wat die naam dra. Maar toe kom hy en hy wys myself. Hy wys my dat sy naam nie net 'n woord is wat jy uitspreek nie. Sy naam dra asem, sy naam dra teenwoordigheid, sy naam dra gesag. Wanneer jy Yeshua aanroep, roep jy nie net 'n klank nie. Jy roep die een wat dood oorwin het, die een wat lig bring in donker plekke, die een wat die storm stil maak. Ek het eers gedink dis net simbolies, tot ek dit ervaar het. In my rou, in my trane, in my angs, in my momente waar ek nie meer geweet het hoe om aan te hou nie. Ek het Yeshua se naam gefluister en die oomblik toe die naam oor my lippe kom, het iets gebeur wat ek nie met woorde kan vasvang nie. Dit was asof my hele liggaam reageer het op 'n taal wat my siel nog altyd geken het. 'n Hoendervleis het my oorspoel. Nie gewone hoendervleis nie, maar daardie soort wat tot agter jou ore inklim. Soos elektrisiteit van die hemel af. Dit was soos 'n skokgolf wat deur my liggaam skiet tot my ore het toegeslaan. My hele liggaam was deurtrek met hoendervleis. Dit was buite hierdie wêreld, 'n aanraking wat nie van hierdie aarde af kon kom nie. My oë het vol trane geskiet, nie van hartseer nie, maar van 'n vreugde wat te groot was vir my bors om vas te hou. Ek wou net huil, maar dit was 'n heilige huil, soos my siel wat uiteindelik erken, dis hy, dit is Yeshua. Ek het ontmoeting met Yeshua gehad, en dit was nie net hy wat opgedaag het nie. Maar Ruach het voor my gestaan. Nou die naam Ruach was glad nie bekend vir my nie. Ek moes gaan opsoek het wat daai naam beteken het. Ruach se asem het voor die wêreld gehang, stil soos mis oor waters, voor stof tot liggaam gekneed is, en voor Adam sy eerste asem getrek het Ruach al oor die waters gedans. Die heilige asem wat lewe dra, die gees wat alles in beweging bring. Dit was die oomblik toe ek besef, sy naam is nie net iets wat jy sê nie, dis iets wat jou raak. Dit was asof hy self vir my kom vra het, wie sê jy is ek? Wat beteken my naam vir jou? Wie dink jy is agter daai naam? En hy het my bewus gemaak van my asem.
Hy het my gewys dat die asem wat ek uitblaas, is die asem wat hy in my ingeblaas het. En met elke asemteug weet ek, hy lewe binne my met sy vrede, sagtheid, krag, lig, 'n krag wat beslis nie uit my uitkom. Toe besef ek, sonder sy asem kan ek nie eers sy naam aanroep nie. Wanneer jy die naam Yeshua aanroep, raak jy gekoppel aan daardie krag, soos 'n sleutel wat 'n deur oopsluit. En vandag weet ek, daar is geen ander naam waarin ek my asem, my hoop en my hart kan sit nie. Daar is krag in die naam Yeshua. Nie omdat mense dit vir my gesê het nie, maar omdat hy dit self met sy ruach aan my kom openbaar het. Dit het my gelei na een gedagte. In u hande is my hele wese. U het my gevorm, u onderhou my, u dra my, u hou my asem, my tree en my verhaal, en selfs in donker plekke vorm u my vir heerlikheid. Daar was 'n kennis van Yeshua wat nie uit die boeke uitgekom het nie, maar 'n kennis wat geestelik aan my geopenbaar is. Voorheen was dit net 'n vreemde woord vir my, 'n woord wat ek eers kon spel nie, maar hy het gekom en my gewys, sy naam is nie net 'n naam nie, daar is 'n almagtige koning agter sy naam, 'n koning met heerlikheid, met krag, met gesag, met liefde so diep, dat jou hart dit nie kan verklaar nie. En skielik klink dit nie meer vir my soos 'n vreemde woord nie, maar 'n naam wat krag dra. En nou wil ek meer weet oor die name, en daarom het ek dit goed gedink, om weer met Zaai van en Jefer te gesels, want daar is niemand anders wat dit vir ons so mooi kan oopbreek, soos hy nie. Maar eers, hier volg 'n besonderse lied, In the Name of Yeshua. I didn't know the words, I didn't understand the name so holy, held within your hand. But when I whispered your name, I trembled in the night. Your presence came, your spirit gave me life. Every breath I take, you're living in me. Every heartbeat knows you set me free. It's not just a word, it's a fire, it's a flame. There's power, there's life in the name, Yeshua, Yeshua. Your name, it lifts me higher. Yeshua, Yeshua. Your spirit is my fire. Breathe in me, breathe through me. Let your love remain. There's power, there's life in the name of Yeshua. I tried to speak, my voice so small, but your spirit answered, it conquered all. A whisper in my soul, a river in my veins. Yeshua, your name breaks all my chains. Every breath I take, you're living in me. Every heartbeat knows you set me free. It's not just a word, it's a fire, it's
Daardie lied In the Name of Yeshua het ek spesiaal geskryf vir vandag se program om ons te herinner dat wanneer ons sy naam oor ons lippe bring, dit nie net klank is nie. Dis die aanroep van die lewende een wat lig bring in donker plekke. En om hierdie gesprek verder te verdiep, het ek besluit om iemand terug te nooi wat nie net hierdie onderwerp bestudeer nie, maar dit leef. Iemand wat die heilige name verstaan met eerbied, insig en openbaring. Hy was al voorheen op die program en die gesprek het so impak gemaak dat ek geweet het, ons moet weer voortgesels. Zaai van 'n Neefer, dit is 'n voorreg om jou weer by ons te hê. Welkom terug op almal se mikrofoon. Ons delf vandag bietjie dieper in die heilige name. Toe ek jou ontmoet het, was die name nog vreemd vir my, maar vandag wil ek meer weet. Dis vir my 'n besondere voorreg om vanmôre met u oor hierdie wonderlike, ek wil amper sê heilige onderwerp te kan praat. Ek het van die begin af toe jy met my gepraat en dis nou nie lank nie, né? Het ek maar die hele tyd die heilige name gepraat, want ek kan nie iets anders te praat nie. As jy dit eers het, dan is dit vir jou so wonderlik, so krag, want die naam lê in die krag lê in die naam van die Allerhoogste. Maar ek en jy moet net aanhou dit praat en dit spreek hierdie name. Want dis hoe jy op hierdie name gekom het. Ek het jou nie 'n lesingkie daaroor gegee nie. Maar jy was daaraan baie gelukkig dat die Gees ons ruach met jou kon gepraat het. En dit is net wonderlik. Ja, dit was omtrent 'n ongelooflike ervaring. Ek kon nie anders as om dit te deel nie, want ek glo dit is 'n belangrike onderwerp om oor te gesels vandag. Maar verduidelik asseblief, wat is die verskil tussen Yahweh, Elohim, Ruach en Yeshua en hoekom elkeen sy eie krag dra? Ja, ruach beteken Yahweh se gees of Yeshua se gees. Nou, Yeshua beteken Yahweh verlos, né? Elohim beteken God, né? En daai omvattende. En daar in Johannes 16 sê hy nou van hierdie gees, met ander woorde hierdie ruach, en dit is baie belangrik, vers 13, maar wanneer hy gekom het, naamlik die ruach, die gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, nie in die waarheid nie, in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor sal hy spreek, en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Is dit nie huge nie, né? Dat ek en jy hierdie voorreg mag hê om hierdie gees te ontmoet. So sien u, liewe luisteraar, dat hoe belangrik dit is vir ek en vir jou om hierdie name te leer ken en te kan spreek. Want dit lê sommer hier binne in jou hart. En daarom sê hy daar in Handelinge 2 vers 21, en elke een wat die naam Yeshua aanroep, sal gered word. Sien u nou mooi wat ek wil vir u sê. En daar in Psalm 9 vers 11, en hulle wat u naam ken, sal op u vertrou, omdat u die wat u soek, nie verlaat nie, o Yahweh. Is dit nie wonderlik nie? Verstaan jy? En toe ek nou begin het, julle in die begin, het ek vir my hierdie vraag gevra, maar van wie praat hy? Hoekom praat hy die hele tyd van die naam, van die naam, van die naam? Nou, en dis hoe ek en jy moet begin ondersoek en stel, en mooi kyk na hierdie goed. Yahweh is die almagtige Vader. En die disippels kom by Yeshua en hulle sê, leer ons bid, en hy sê, onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Ons vergeet so maklik hierdie wonderlike gebed, die mees bekende gebed. Dis amper soos 'n tafelgebed by kos. Mense maak dit amper 'n rympie. Maar weet hulle werklik wat hulle bid? Laat u naam geheilig word. En dit is Yahweh. Yahweh is die almagtige Vader. Elohim is Yahweh, Yeshua
en Ruach, ja Ruach. Hierdie drie tesame is Elohim. Natuurlik Yeshua is hierdie wonderlike seun van Elohim. Met ander woorde, hy is hierdie seun selfs van die Ruach van Yahweh. Dis so wonderlik om dit te kan by. En jy weet, ek wil net vir jou sê van die respek, en op 'n ander stadium moet ons dalk maar 'n bietjie gaan kyk na die vrees van Yahweh, want jy weet, Yahweh deel nie sy eer nie, en nog minder sy vrees. Hy sê, want waar is die vrees wat my toekom? En jy weet, Lindel, hulle het in die 84 vertaling die woordjie vrees uitgehaal. En na hierdie in die 30 jaar, sien daar, hierdie volk vrees hulle hom nie, hulle vrees hom nie. En dit is een van die kern dinge wat jy moet weet. Jy moet Yahweh, jou Elohim, vrees. Jy moet hom lief hê. Ek praat nie van hierdie bibberende, bewende knak maniere nie, jy weet. Ek praat van hierdie heilige ontzag wat jy vir Yahweh moet hê. Daardie vrees. En dis hoekom ek maar by u, liewe luisteraar, aanbeveel net om die 33-53 vertaling te gebruik. Ja, jy kan dit vir studiedoeleindes daai goed, maar jy weet, die duiwel is slim, hy vat net so 'n bietjie weg. Want hoe eet jy olifant? Stukkie vir stukkie. En so het hulle met die woord van Yahweh en sy heilige name stukkie vir stukkie weggevat. Nie als op een slag, sodat ek en jy nou hierdie heilige name, want ons ken nie meer, my volk ken nie meer hierdie heilige name nie. Hy sê, want hulle het gemaak dat my volk my naam verloor het. En nie meer dink aan daardie wonderlike naam. Nou ek wil net vir jou sê hoe wonderlik dit is, né? Daar in Openbaring 19 vers 4, in Openbaring 19 is die bruilofsmaal, né? Dit is so huge, né? Dis waartoe ek en jy op pad is. En vers 4 sê, en die 24 ouderlinge en die 4 lewende wesens het neergeval en Elohim aanbid. Met ander woorde vir Vader aanbid, met ander woorde vir Yahweh, vir Yeshua en Ruach. Wat op die troon sit en gesê, Amen, Halleluja. Maar dit bly nie daar nie, in Openbaring, en dit was vir my wonderlik van Openbaring 4, toe ek dit besef het, jy weet, hoe sal ons nie, ons sal eendag miskien dit ten volle verstaan, maar hierdie 4 lewende wesens en 24 ouderlinge, luister nou wat sê hy vir ons daar in Openbaring 4, en die 4 lewende wesens het elkeen vir hulself 6 vlerke gehad, en hulle was rondom en van binne vol oë, en hulle het sonder ophou dag en nag gesê, heilig, heilig, heilig is Yahweh Elohim, die Almagtige, wat was en wat is en wat kom. Jy sien? Wat sê Yahweh as hy sê ek is, wat ek is, het jou gestuur, sê hy vir Moses. Met ander woorde, hier sê hy dit nou baie mooi vir ons, né? Ek is, né? Is Yahweh. Ek is Yeshua. Ek is die Ruach. Hierdie 3 kan jy nie skei nie. Wat was en wat is en wat kom, maar luister nou baie mooi. En elke keer as die lewende wesens heerlikheid en eer en danksegging gee aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, val die 24 ouderlinge neer voor hom wat op die troon sit en aanbid hom wat tot in ewigheid lewe, en werp hulle krone voor die troon en sê, U is waardig, o Yahweh,
om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape. Nou ek wil net dit vir jou sê ten opsigte van hierdie jy weet, die verskille en die grootheid van die name, dat hierdie 4 lewende wesens en hierdie 24 ouderlinge is tot vandag toe, elke keer as hulle Jahwe op die troon sien, die Almagtige, dan val hulle op hulle knieë en hulle werp hulle krone van hulle af voor hulle neer, en aanbid hom. Nou hoeveel te meer moet ek en jy nie daardie ontzag hê nie. En ja, hierdie liefde wat ons vir Vader moet hê. Maar hy is nie ek en jy se speelmaat nie. Hy is hierdie almagtige Vader. En dit is belangrik om dit te weet. Dat ek en jy altyd hierdie onderskeiding maar sal weet, maar hy is altyd hierdie een. Jy kan nie die een losmaak van die ander een. Jy weet, hy sê, die oog kan nie vir die hand sê, nee man, jy weet, ek jou nie nodig nie, of die hand vir die voet nie. Jy weet, daardie een liggaam, daardie eenheid wat in hom is. Laat ons daardie verskil sal ken. Maar bovenal is Yeshua die woord. En ek en jy kan nie na Jahwe toe gaan sonder Yeshua nie. En die Ruach, die Heilige Gees, tree vir ek en jy in by Vader met smekening, om hierdie nietige woorde en ons gebed welbehaaglik voor hom te kan maak. Ek dink dis daar in Romeine 8, jy kan dit maar bietjie gaan lees. Ek glo ook net in een vertaling, die 1953 en die 1933 vertaling, dis waar my hart lê, maar ek moet ook sê, ek is mal oor Bybels, ek kan nie verby 'n Bybel loop sonder om hom oop te maak en te voel hoe die woord geskryf is nie. Wanneer ek 'n nuwe Bybel koop, maak ek hom altyd oop by Psalm 121. As dit nie sê ek slaan my oop na die berge nie, dan weet ek sommer dis nie die regte vertaling nie. Maar ek het ook ander vertalings ook om na te slaan. Maar dit bring my by iets baie belangriks. Hoe kan ons as gewone mense die heilige name prakties, maar ook met respek in ons alledaagse lewe gebruik? Dan is daar een ding wat op jou knieë te leer, om te ondersoek hierdie woord, en die Heilige Gees, naamlik ons Jaruach te vra. Want onthou nou wat staan daar in Johannes 16 vers 12 en 13. Hy sê, dit is noodsaaklik dat ek moet weggaan, sodat julle die Heilige Gees, naamlik die Ruach, sal ontvang, om julle in die waarheid te leer, die hele waarheid. En dit sê julle vry maak, sê hy op 'n ander plek. En julle ook leer van die toekomstige dinge. Maar daar in Handelinge 17 staan dit baie mooi duidelik, dat ek en jy dit moet weet, né? Hy sê daar in Handelinge 17 vers 11, en hierdie mense was edelmoediger as die in Thessalonika. Hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die skrifte ondersoek of hierdie dinge so was. Met ander woorde, ek en jy moet hierdie skrifte ondersoek. Ons moet vir onsself die vraag vra. Hierdie mense, waar toe het hulle gegaan? Wanneer het hulle byvoorbeeld Jesus se naam het hy eens ingekom? 400 jaar na Yeshua. Met ander woorde, al die goede wat ons vandag gelees het oor sy naam, was daar nog nie eens 'n naam soos Jesus of Here of God nie. Hoor jy wat ek vir jou sê? Met ander woorde moet ons hierdie goede gaan ondersoek in die skrif om te bepaal wat is daar, né? Handelinge 17 kan jy gerus gaan lees daar. Maar nou kom hy ook met 'n waarskuwing hier in vers 30 van Handelinge 17. Elohim het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer. En hoe kan ek en jy jou bekeer? Net deur Yeshua.
net deur die woord van Elohim. Want die woord van Elohim is Yeshua. Omdat hy 'n dag bepaal het, vers 31, waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel, deur 'n man, naamlik Yeshua, wat hy aangestel het, en hy het hiervan aan almal sekerheid gegee, deur hom uit die dode op te wek. Ja, en dit is maar, ja, dat is so baie goed, ek is net altyd bang vir die tyd, né? Maar kom ons gaan oordink hierdie goed, ondersoek hierdie goed, vra, gaan kyk na hierdie goed. En jy is altyd welkom om my te kontak. Zai, baie dankie. Dankie dat jy weer vandag tyd gemaak het om vir ons dieper insig te bring oor iets so kosbaar soos die heilige name. Ja, dankie dat ek kon met julle hierdie wonderlike parel kon gedeel het. En dit was baie lekker om met u te praat daaroor. Gaan op die knieë, vra ons Jaruach dat hy elke een van ons sal leer en onderrig in hierdie wonderlike saak. Want hierdie is jou ewigheidslewe. En luisteraar, ek pleit by u, moenie met u ewigheidslewe speel nie. En ek groet en ek sê vir u shalom. Ek stap in stilte, ek voel u naby. U naam is krag, u liefde so vry. Yahweh, u is altyd hier, in donker en lig. Ek voel die seën so diep. Elohim, skepper van alles om my. U hand lei my, u is altyd by. Ruach, gees wat my hart vul met lig. Yeshua, my redder, my ewige fokus. Die naam bo alle name, ek nooi u in. U asem beweeg, u gees leef binne my. Yahweh, Elohim, Ruach en Yeshua. Ek sing van die liefde, die lig wat nooit verdwyn nie. Deur storm en stilte, u stem so sag. Elke woord van u naam bring my vrede en lag. Yeshua, u lig my op elke dag. Liefde lig die pad waar ek nooit alleen wag. Ruach, waai oor my soos wind in die veld. Elohim, u magtige krag, onwankelbaar en waar. Yahweh, ewige teenwoordigheid in my siel. Yeshua, u is my rots, die naam bo alle name. Ek nooi u in, u asem beweeg, u gees leef binne my. Yahweh, Elohim, Ruach en Yeshua. Ek sing van die liefde, jy lig wat nooit verdwyn nie. Yahweh, Elohim, Ruach, Yeshua. U naam is lewe,
Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons het gesels, geluister en geleer oor iets so kosbaar, die krag van die heilige name en veral die naam Yeshua. Mag dit jou herinner dat daar 'n lewende, asemende teenwoordigheid is wat jou sien, jou dra en jou hoop bring, selfs in jou donkerste oomblikke. Elke asem wat jy neem, elke hartklop wat jy voel, is deel van sy skepping en sy krag in jou lewe. Hou vas aan daardie waarheid, jy is geliefd, jy is gesien en jy is nooit alleen nie.